Ons is aan die einde van ons reeks, een ster Paasfees, en so ons is in die laaste een van dit. So as ons vinnig moet recap, die heel eerste week op Goeie Vrydag het ons gehoor dat hoogmoed verwoes, né? Dis die beste opsomming wat ek vir dit kan gee. Hoogmoed verwoes. Ek hoor 'n mooi storie, vertel iemand in ons gemeente in die week, vertel hulle dat hulle het op 'n stadium met hulle, was hulle gekonfronteer met hierdie gedagte, dat hulle agterkom, wow, ek's hoogmoedig. En ek het op 'n stadium neergekyk op mense. En is amazing so, wanneer ons in daai spasie kom, wanneer ons dit begin agterkom. Nommer 2 is projeksie, wanneer ons projekteer op ander mense, né? Dan meet ons ander mense aan wat ook al jou maatstaf is, wat ook al jou maatstok is. Okay? En so, jy het sekere gedagtes en idees en reëls vir jouself in jou lewe en jy meet ander mense daaraan. En dit is vir my altyd interessant, ons oordeel altyd ander mense op hulle aksies en altyd onsself op ons intensies. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Ons doen dit, want jy weet wat jou intensie is, maar ons weet nie wat ander mense se intensies is nie. Maar dan sien jy 'n aksie en dan meet ons daai mense teen daai aksies. En dan derde, laasweek het Morney gepraat oor eksklusiwiteit. En wat eksklusiwiteit doen, is dit maak toe. Jy maak wie ook al jy is en wie ook al jou groepie is en wie ook al jou mense is, maak jy toe en dan gebruik jy die Bybel as 'n verkyker om in te zoom, om in te fokus op wat ook al fout is met die res van die wêreld, of ander groepe, of ander vriende, of wat ook al, buite jou toe, dingetjie, plekkie aangaan. Okay? Waar die Bybel eintlik veronderstel is om 'n spieël te wees. En wanneer ons toelaat dat die Bybel en die woord van God in ons lewens inkom, in ons dag tot dag in ons wese inspreek en toelaat dat dit ons verander. Wanneer ek die Bybel lees, dan kom ek agter, maar ek's die probleem. En so dis eintlik 'n spieël, want dit wys net vir jou hoe nodig jy die Here het. Het een van julle enigsins geassosieer met een van hierdie boodskappe? Yes, as jy nie jou hand opsteek nie, dan is jy die probleem. Okay, dis 'n grappie. Dis 'n grappie. En so ons vraag is, hoe kry ons hierdie 3 dinge reg? Hoe word ons hoogmoedig? Waar is die beginpunt van wanneer ons begin projekteer op mense en van hulle verwag om perfek te wees? Of waar ons eksklusief begin raak met ons groepe en mense met wie ons tyd spandeer en hoe ook al dit lyk. En so 'n groot gedeelte van dit is, ons noem dit wettisisme. Sê gou wettisisme? Okay, ek weet nie of julle dit agterkom het nie, maar toe jy dit sê, toe voel jy 'n bietjie ongemaklik, né? Hy sê sommer nie lekker nie. Wettisisme. Sis, dis nie sis, reg. Né? Morney het gedeel in die reeks het ons praat oor hierdie boek van Larry Osborne, Accidental Pharisees, né? En ek wil julle aanmoedig as julle kan, kom by die boek uit. Ek dink ek het 'n PDF van hom, vra my, ek stuur hom vir jou. Ons almal tot 'n sekere mate per ongeluk word 'n fariseer iewers, waar ons mense begin opmeet teen ons reëls en ons standaarde en wat ook al ons verwag. En ons wil nie daar wees nie. En die realiteit is dit gebeur nie oornag nie. Jy's nie eendag so en die volgende dag kom jy nou net agter jy is nou meer judgmental en jy judge mense meer as wat jy wil of meer as wat jy moet of meer as wat jy het nie. Daar's 'n ou liedjie van Casting Crowns, hulle het baie Christelike musiek uitgebring in die mid 2000s. En die liedjie se naam is Slow Fade. En so wat gebeur is, dis 1 tree op 'n slag, dis 1 dag op 'n slag, dis 1 sentimeter op 'n slag, wat ek wegbeweeg van die Here af, en ek's nie naby hom nie, en dan 1 dag, maande of jare, kyk ek terug op my lewe en ek kom agter, maar ek lyk glad nie soos Jesus nie. Ek het op 'n stadium met ek hierdie pursuit gehad en ek het hierdie droom gehad waartoe ek werk en wie ek wil word en die Here het sekere waarhede in my hart kom plant van wie hy is en ek begin daai goed nastreef, maar 1 dag ver van nou af kom ek agter, maar dis glad nie hoe dit gelyk het nie. En so dis daai slow fade, dit gebeur nie dadelik nie. En ongelukkig ons proses terug na wat God se plan oorspronklik is ook nie 'n eendag ding nie. Dis net 'n vandag ding. So mag ons begin met dit. As ek
vir julle kan vra, as julle alles vergeet wat ek vandag sê, onthou hierdie een ding, en julle gaan dit nou agter my aan sê, né? Hou op kompliseer wat Jesus vereenvoudig het, okay? Almal reg? 1, 2, 3. Hou op kompliseer wat Jesus vereenvoudig het, okay? As julle alles vergeet, onthou net dit. Ek onthou, ek was 8, ek het 'n tweelingboetie, en hy is my beste vriend, en ons is jonk, en ons speel cricket in die gang, vir geen rede nie. En my pa het hierdie reël baie duidelik gemaak. As jy cricket speel buite, en buite ons erf, nie eens in ons erf nie, buite ons erf het ons agter 'n groot stuk veld gehad, waar 'n klomp van ons vriende, saam wie ons op skool was, het 20 meter van ons afgebly, en 100 meter van ons afgebly, en die oomblik as iemand begin cricket speel, dan is daai parkie vol. En wat ek in my kindskap nie verstaan het nie, is daar was 'n reël vir my gestel, daar was duidelike grense rondom waar ek vryheid kan beleef, maar as ek dit nie doen nie, dan vir een of ander rede word dit meer gekompliseer. Maar nou staan ek in die gang, en ek bat, en dan sê my broer vir my, nee, jy mag nou nie so hard slaan nie, daar's nog 'n reël. En dan sê ek vir hom, nee, maar jy moet stadiger bal, en dan staan nog 'n reël. En al hierdie reëls kom by, want ek wil net nie in die moeilikheid kom by my pa nie. En dan sê my pa, julle gaan 'n rytyd slaan, en dan slaan ons 'n rytyd, en dan dink ons, ja, ons moes geluister het. En ons iets in daai eenvoud van, gaan speel net in die veld. Okay, doen wat jy wil. En inteendeel, daar's meer vryheid, maar vir een of ander rede, dan kom ons, selfs in die veld, dan kom ons daar, en dan kom vriende by, en dan begin ons vir mekaar sê, nee, maar jy moet dit so doen, jy moet dit so doen, jy moet dit so doen. En dan mis ons die eenvoud. En ons, vir een of ander rede, doen ons dit in ons verhouding met die Here ook. En ons gaan nou daarna kyk. Om te verstaan hoe dit lyk, kyk ons eerste, ek noem dit die wiskunde van koninkryk. Okay? Die wiskunde van koninkryk. Vir die van julle wat dit nie weet nie, die Bybel het 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Wie het dit geleer vandag vir die eerste keer? Julle kan bly wees. In die Ou Testament is daar wat ons noem die wet, né? En so die wet se oorsprong was die 10 gebooie, dis wat God vir Moses gegee het, en hierdie wette was waarvolgens God se volk moes gelewe het. En uit dit uit reëls op reëls op reëls op reëls. En toe eindig dit met 613 reëls wat hulle moes nakom. Oorweldig dit jou as jy dink jy moet 613 reëls nakom? Verbeel jou gou jy moet dit in jou sitkamer op jou muur skryf sodat jou gesin dit weet. Onthou, reël 400 en so kom net gou. Dit gaan nie werk nie. En in die Nuwe Testament kom Jesus aarde toe, en fariseërs en skrifgeleerdes kom by Jesus, en hulle met hulle baie slim vrae en hulle baie goeie argumente kom hulle, en hulle vra 'n baie moeilike vraag. Van hierdie 613 reëls, wat moet ek nakom? Wat is die eerste een? Wat is die belangrikste? Waar begin ek? Want dis, verstaan, en hulle probeer vir Jesus vasvra. Matteus 22 vers 37. En hy het vir hom gesê, nou hy praat Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die grootste gebod. En tweede, wat hieraan gelyk staan, die belangrikste en die grootste gebod, dit beteken hierdie volgorde maak vir Jesus saak. Maar die tweede een is nog steeds baie belangrik. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. As jy my baie goed ken, dan weet jy dat hierdie gedeelte is die gedeelte waaroor ek die heel meeste praat. As ek 'n geleentheid kry om enige iets te sê oor Jesus, dan sal ek hierdie sê. Want ek dink ons mis die eenvoud. En ek verstaan nie hoekom nie, maar daar's iets in ons menslikheid wat struikel met hierdie eenvoud. Want dis te maklik, en 2 reëls voel roekeloos. Enige iemand wat so dink? 2 reëls in jou huis, volg net hierdie 2 reëls. Paas? Nee.
En daar's iets in my wat, ek struggle met dit, daar's iets in my wat opstaan en dink, nee, maar iemand gaan wegkom met iets. Iemand gaan lieg, iemand gaan steel. En dis hoe ek voel. En so wat doen ons? Ons vat hierdie 2 perfekte, bevryende opdragte. Gaan speel net in die veld. Ons reverse ingeneer dit. Jesus gee vir ons 'n plek om in te operate, en in daai plek bou ons nog heininkies en blokkietjies en kategorieë en jy moet so lyk en jy moet so. En ons bou dadelik nuwe reëls om vir mense te sê hoe hulle moet leef. Reëls vir ons wat ons moet volg. En ons is partykeer gee ons baie voor. Ander kere is ons baie kwaad vir onsself. Ek sê altyd vir my vrou, niemand praat so lelik met my soos ekkie. Niemand. En dis die tension, dis waar ons vashak is tussen daai 2. En ons reëls lyk dalk soos hoe lank jou stilte tyd moet wees. Wat moet jy aantrek as jy kerk toe gaan? Hoe jy praat. Watter musiek jy luister. Hoe jou liefde moet lyk. Nou een ding wat ek baie duidelik moet sê, wat ook al jou reëls is, al daai gesprekke is goeie gesprekke om te hê. Dis baie goeie gesprekke om te hê, om vir iemand te sê, hoor hierso, ek dink so hieroor en ek voel nogal sterk hieroor, veral in 'n Christelike konteks. En dan kan daar 'n gesprek plaasvind en in daai gesprek kan 2 mense nader groei aan die Here. Die probleem aan die ander kant kom wanneer dit 'n maatstaf word. En ek meet myself teen 'n standaard wat ek nie eintlik by kan uitkom nie. Ek meet ander mense teen daai selfde standaard. En ek kompliseer dit wat Jesus eenvoudig gemaak het. En hoe meer ek daaroor dink, hoe meer kom ek agter dat God sê, okay, Jesus sê ons moet vir God lief wees met alles in ons. Okay? So wat beteken dit? Hoe's dit die enigste reël? Okay? As ek vir God lief is met alles in my, dan gaan ek nie 'n ander God hê nie. Nee? Ek gaan dalk nie 'n beeldjie in my kamer opsit en voor hom buig nie. Ek gaan my hart nie toewy aan iets wat nie God is nie. En so die reël wys eintlik vir jou dat wanneer jy doen wat jy moet doen, is daar nie 'n fokus op wat jy nie moet doen nie. Nee? As jy lief is vir jou naaste, vir jou bure, vir die mense wat langs jou is, as jy lief is vir hulle, gaan jy nie vir hulle jok nie. Nee? As jy lief is vir hulle, gaan jy nie by hulle steel nie. As jy lief is vir hulle, gaan jy hulle nie sleg sê nie. As jy lief is vir hulle, wil jy die beste vir hulle hê. En jy begeer nie dit wat hulle het nie. Ek het al die storie vertel, maar ek gaan hom nou weer vertel, so as jy hom hoor vir die 2de of die 3de keer. Dis okay. Ons was in Turkye, ons was 'n groep van 10 ouens, en ons 10 ouens was in Turkye vir 'n tydperk van 40 dae, nê? En so jou visa in Turkye is net geldig vir 30 dae. En so iewers moes ons aansoek doen vir nuwe visas, en ons moes uit die land uitkom vir 24 uur, en dan kon ons teruggekom het. En ons kom agter ons begroting is tight, baie tight. En nou haal ons gou 'n map uit en ons kyk, okay, wat is die naaste land wat ons toe kan gaan, wat ons nie 'n visa voor nodig het nie, dat ons net kan ingaan, die 24 ure spandeer, en uitkom, en dan terugkom by die plek wat ons moet wees. En ons sien dat Georgia is die naaste plek. Maar nou het ons nie geld nie, so ons kan nie travel nie, ons kan nie 'n bus betaal nie, ons kan nie gou vlieg nie. Wat ons toe besluit om te doen, is ons breek toe op in spanne van 2, en ons hitchhike 1500 km. Dis baie roekeloos, moet dit nie doen nie. Ons hitchhike 1500 km, en ons, voor die tyd kom ons by mekaar, ons bid, ons sê, Here, asseblief bewaar ons, beskerm ons, mag ons almal by ons bestemde plekke uitkom, en wat ons gedoen het, is ons het sulke milestones op die map
gepin wat ons gesê het, ons wil mekaar daar ontmoet oor 2 dae en dan daar ontmoet oor 3 dae en daar tot ons in Georgia is en dan dieselfde terug. En altesaam het dit ons so 9 dae gevat. 3000 kilometer. En ons bid die Here se guns oor al 10 ouens af. En ons kom by ons eerste bestemde punt. En daar's een groep ouens wat nie daar is nie. En ons kry hulle nie in die hande nie. En op 'n stadium kom daar 'n boodskap deur en hulle sê ons is okay. Ons sien julle in Georgia. Okay? Ons gaan aan. Al 10 ouens kry mekaar toe in Batumi Bay in Georgia. En ons is baie excited en hier begin ons stories vertel. Nee, hierdie trokdrywer het ons opgetel en toe gee hy vir ons die beste kos en dis nou die storie wat ek vertel. En 2 van my vriende, deel van die groep, hulle sê, o, iemand het vir ons 'n vlugkaartjie gekoop. Ek is wat? Ander 2 vriende sê, o nee, daai mense het ons gery tot waar ons wil wees en toe boek hulle ons in 'n 5-ster hotel in. Julle, iets in my word kwaad. Want ek het gesukkel dit in Georgia. Dit was swaar. Ek was honger en vuil. En iets in my staan op, ons is daai aand in Georgia. Nou gaan ons uit mekaar uit, na waar die plekke is, waantoe ook al ons slaap. En hierdie ouens gaan na die hotel toe, wat iemand vir hulle geboek het. En hierdie ouens gaan bly by hierdie vriendelike gesin. En ek en Louis gaan slaan ons tent op in 'n parkie wat ons nie eintlik mag nie. En ek en Louis lê daai aand in die tent. En ons sê vir mekaar, "Jesus, maar hierdie voel nou nie lekker nie." Waar is die Here se goedheid oor ons? En net daar lees ons Filippense 4 en is Paulus wat praat van wat dit beteken om ryk te wees en wat dit beteken om arm te wees. Wanneer ek baie het en wanneer ek baie min het. En dan eindig hy, en al daai dinge kan ek alles doen met deur die Here wat vir my krag gee. En Louis kyk so vir my en hy sê vir my, die Here is goed vir ons vriende gewees en ons kan bly wees daaroor. En net daar challenge dit my oor hierdie spesifieke ding. Hierdie opmeet, hierdie verwagting vir wat ook al die Here vir my wil doen, wat ook al ek wil beleef uit die Here uit, wat ook al hulle lewens na moet lyk, heeltemal kom breek die Here dit af. En ek kan na hulle kyk die volgende dag, dit het tyd gevat. As ek eerlik moet wees, dit het tyd gevat. Maar die volgende dag kan ek na hulle kyk en met oorgawe kan ek vir hulle sê, prys die Here. Hy is vir julle so goed. En ek is dankbaar daaroor. Toe ons terug in Turkye toe gaan dit nog swaarder. En met hulle gaan dit nog beter. Maar die Here het my hart verander. Die Here het iets kom doen en hy het 'n waarheid kom vas lê van wie hy is. En dat my liefde vir hulle word nie bepaal deur wat ook al maatstaf ek het of goed wat ek in plek gesit het, enigsins nie. Dis net die verwagting wat Jesus op my gesit het. Wees vir hom lief met alles wat ek het. Ongeag my omstandighede. Wees lief vir die mense rondom my, ongeag wat aangaan met hulle. En die Here kom breek daai ding heeltemal af. Ons een baie belangrike ding wat ons moet agterkom is, sodra jy begin wette inbou in jou lewe in. 'n Wet vorm jou op een van 2 maniere. Altyd, ek het nou so vinnig het ek daaroor gepraat. Die eerste een is, jy word 'n akteur. Daar kom iets in jou hart in van hoe jy moet lyk en dan act jy dit uit. Om vir die wêreld te wys. En Jesus praat met die fariseërs hierso. Morney het hierdie skrif genoem, ek dink laasweek of die week voor dit. Van buite af lyk julle baie mooi. Mooi aangetrek, die beste klere. Maar binne is julle vrot. Julle skyn heilig. Jy begeer en jy beny en jy sê mense sleg hier in jou binneste. Jy sê dit nie met jou woorde nie. Daar's iets in jou wat neerkyk op mense, wat jou self verhef. En ons word baie goed daarmee om jouself op te bou in 'n publieke
setting waar mense kan dink jy is amazing. Maar die uitdaging is dan, julle as ek nou my vrou moet vra of ek so amazing is, weet ek nie of ek wil nie. Want die realiteit is wanneer ons voorgee, dan is jy regtig besig om iemand te wees wat jy nie veronderstel is om te wees nie. En ons word goed daarmee. Ek is seker, as ons 'n vergrootglas op jou hart kan sit, en hierdie geld vir almal van ons, sal ons almal 'n Oscar wen. Ek glo dit. Want ons is goed daarmee. As jy in 'n plek kom waar jy by mense is met aansien, dan dink jy ewe skielik voor jy praat. En dan kom jy by die huis en dan vra jy vrou vir jou, kan jy nie dink voor jy praat so by die huis is nie. En dis die eerste een, ons word 'n akteur. Jy jok oor wie jy is. En ons goed en dinge en lelike goed wat nie die Here se plan is vir jou nie, in jou hart, en dit broei en dit broei en dit broei. Maar ons lyk mooi van buite af. Die tweede een is ons word 'n slaaf. En Paulus praat daarvan in Galasiërs 3. En hy praat van hierdie uitputting, hierdie harde werk op werk en jy's kwaad vir jouself, soos ek nou gesê het, niemand praat so lelik met my soos ek self nie. En dis wat Paulus hier aanraak. Hy sê, gaan lees hierdie gedeeltes, ek al nou net klein gedeeltes uit, maar hy sê, julle het met die Gees begin. Julle beginpunt was openbaring van wie die Here is. Ja sê vir die evangelie van Christus. Ja sê dat ek hom gaan volg, maak nie saak wat nie. Goed gaan of sleg gaan, great of nie great nie. Ek sê ja vir die Here en ek begin uit hierdie openbaring uit van wie Jesus is. Met baie opwinding spring ek in en ek doen hierdie ding. Maar dan sê Paulus, maar dan wil jy in jou eie krag eindig. Jy het begin met die Gees en dan wil jy by jou eie krag eindig. En ons hardloop ons mors dood om een of ander vlak te bereik van ek soek baie aansien by mense, maar ek soek 'n great verhouding met die Here en almal moet net van my hou, maar ek moet nog steeds goed genoeg wees vir die Here, maar mense moet ook dink ek so raai en so dit put jou uit. Enigiemand? Is dit net ek? Dis regtig uitputting en ek wil hierdie prentjie vir julle skets. Kom ons veronderstel, ek staan hierso, hier is my beginpunt, en daai kant is verhouding met die Here, teenwoordigheid met die Here, en dis waantoe ek werk. Nou iets wat ons moet besef, is dit is hoe ons menslike brein werk, dis hoe die wêreld werk, enige iets het 'n beginpunt, jy doen 'n klomp goed, dan's daar 'n eindpunt, en dan's daar chocolate aan die einde, ek weet nie. Nee? Maar dis hoe die wêreld werk, enigiets is 'n proses. Maar nou dink ons, post Jesus sterf aan die kruis, opstaan uit die dood uit, nou dink ons dat dis hoe ons lewe moet lyk, so dis wat ons doen. So hierdie is my beginpunt, nou dink ek, in my dag, of in my week, of in my maand, of wat ook al, nou dink ek moet nou in die rigting beweeg, want ek moet by die Here uitkom. So, ek is vriendelik met mense. Okay, dis een stap nader, ek sê, ek kom Here, ek kom. En dan is ek geduldig toe die taxi vir my inry. Okay? Dis een tree nader. En dan is ek lief op 'n manier wat die Here sal eer, nê? En jy voel daai vrede. En dan doen ek iets wat heeltemal teen God se wil is. En in my brein loop ek terug en dan dink ek, hierdie is waar ek nou weer moet begin. Dis waar ek nou moet begin. Het jy ooit iemand kerk toe genooi en dan sê hulle vir jou, ek moet eers 'n bietjie my lewe regkry voor ek kerk toe gaan. Enigiemand? Okay, as hulle weet dit vir jou sê vir hulle, jy maak nie jouself skoon voor jy gaan bad nie. Okay, sê dit vir hulle. Want dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Dis nie hoe sy wiskunde werk nie. Okay, nou 'n beter prentjie is,
nou besef ek hierdie openbaring van wie die Here is. En ek sit stil by hom en ek ervaar sy liefde en sy vrede en sy genade en ek sit hierso. Ek sit op sy skoot, julle sien ek voel veilig, né? Dis lekker. Ek voel goed. Ek is by die Here. Dis lekker. En nou gaan ek in my dag in. Ek is lief vir mense. En die oomblik wat ek wegtree in die wêreld in, want ek is in die wêreld, ek is nie van die wêreld nie, ons ken daai skrif, nê? Die oomblik wat ek wegtree en ek doen iets wat die Here sal eer, dan kyk ek terug vir die Here. En ek maak net seker dat daar 'n smile op sy gesig is, dat hy tevrede is met dit wat ek doen. Onthou, dit wat ek nou vir julle wys is hoe dit moet lyk, nê? En nou tree ek weer weg en ek is nice met mense en ek soek die Here se aangesig en wat ook al besluit ek maak en ek kyk weer terug en ek wil net daai tevredenheid sien. Seker wees hy's trots op wat ek doen. En dan tree ek weg en ek's lief vir mense op 'n great manier. En dan tree ek weg en ek's eerlik in my besigheid. En dan kom daai groot sonde. Daai groot ding wat skeiding bring tussen jou en God. En hier's wat die Here wil hê, die oomblik wat jy daai besluit gemaak het, wat jy skeiding gebring het tussen jou en hom, wat die Here van jou verwag, is om terug te hardloop na hom toe, te gaan sit by hom en veilig te wees by hom. Dis die verwagting, want hy bied dit vir jou. Verniet, dit is joune, wees by hom. Maar wat ons doen is, kom ons veronderstel dat jy doen die eerste stuk reg en jy beweeg weg en jy wil net die Here tevrede stel en jy beweeg weg en jy maak seker hy's okay met wat jy doen en jy beweeg weg. Die oomblik waar daai sonde kom, wat ons in ons menslikheid doen, is ek kyk op en ek maak seker het iemand my nou nie gesien nie. Want ek kry skaam. En nou begin ek so redeneer, Jesus, ek kan nou nie kerk toe gaan Sondag nie. Ek kan nou nie my Bybel oopmaak nie. Ek's vuil. As gevolg van 'n wet wat ek ingebou het in my gedagtes en in my hart in, wat die Here nie daar plaas nie. En my oë is dadelik op mense, in my fout. Dadelik kyk ek na mense en ek dink, ek's nie goed genoeg nie. Hulle gaan my nie aanvaar nie. En dis waar jy een van daai twee word. 'n slaaf, waar jy sleg praat met jouself, lelik is met jouself. Of jy word die akteur. Stof is, nee, dit was nou nie so erg nie. Nee, dit gaan goed. My verhouding met die Here is great. Maar jou oë is lankal nie meer op hom nie. En dis hoe ons dink, dat hierdie wette, hierdie reëls op reëls wat ek inbou, wat Jesus nie vir my verwag het nie. Jesus het 613 reëls kom vereenvoudig, sodat ek dit verstaan. Sodat dit moontlik vir my is om almal na te kom, sonder om almal te lees. Dis wat Jesus kom doen het. Maar ek in my menslikheid kan nie so redeneer nie. En die vraag wat ons dan nou vra is, wat het Jesus eintlik bedoel? Nou, ek gaan nooit 'n platform gebruik om te sê, hierdie is wat Jesus sê, en ek sê dit as 'n absolute waarheid, nooit sal ek dit doen nie. Maar ons lees stories van Jesus, en ons sien hoe hy opgetree het, ons sien hoe hy mense hanteer het, en ons kan iets verstaan van sy hart, vir jou en vir my. En Jesus het dit eenvoudig gedoen. Ons lees 'n storie in Lukas 5, vers 29, tot 32. Vers 29, Levi het 'n feesmaal in sy huis aangebied met Jesus as die eregas. Baie van Levi se mede-tollenaars en gaste was daar, maar die fariseërs en die skrifkenners, die ouens met die reëls en die reëls en die reëls en die reëls, hulle kom en hulle gaan na Jesus se disippels toe. En hulle gaan kla. Waarom eet en drink julle saam met sulke immorele mense? En ek is mal oor Jesus se antwoord. Jesus antwoord, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie. Siek mense wel. Ek het gekom om sondaars te roep, om tot inkeer te kom, na my toe te kom. Nie om my tyd te mors met mense wat reeds dink hulle is goed genoeg nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons baie versigtig is
rondom wat ek dink van myself. Ek het al gedagtes gehad van, ek's nie so erg nie. Maar dan kyk ek na iemand anders. Ek maak beter besluite as dit. En die hoogmoed kom in. Want ek dink ek volg my reëls beter as wat daai ou my reëls volg. My reëls. My wette is ook ander mense se wette. Iets wat ons raak sien in hierdie gedeelte is dat dis die fariseërs en die skrifkenners wat aanstoot neem. Die ouens wat die reëls volg. Hulle reëls volg. Die mense wat volgens hulle eie standaarde dink hulle doen dit reg. Dis hulle wat aanstoot neem. En al wat Jesus kom wys is dat sy liefde en sy heiligheid en sy genade en wie ook al hy is, baie aansteeklik is. Net deur lief te wees vir mense. Net deur om lief te wees vir iemand. En as ons liefde moet definieer, dan sal ons dit as die eenvoudigste vorm definieer as opoffering. Kan ons saamstem daaroor? Liefde op een of ander mate is 'n opoffering. Okay? Wys vir my hoe jy jou tyd, jou geld en jou energie spandeer en ek sê vir jou waarvoor jy lief is. Okay? Want jy offer daai goed op waarvoor ook al jy lief is. Okay? Wanneer ons lief is vir mense, vir God eerste en dan vir mense, dis 'n uitvloei daarvan, is daar opoffering en daai opoffering, dis die aansteeklike gedeelte. Dis waar mense agterkom, wow, die Here is regtig goed. Ek hoef nie voor te gee nie, ek hoef nie akteur te wees nie. Ek hoef nie lelik myself te wees nie. In al hierdie moet ons ook net baie duidelik vir mekaar sê, dat ons gaan nie net in liefde net aanvaar wat ons doen nie, nee, ons gaan mekaar accountable hou, ons gaan die regte ding doen, ons gaan seker maak ons beweeg in God se wil. So dis nie 'n free for all nie, maar ons moet net ophou dit definieer vir onsself, waar ek dink, my reëls geld. En mense moet leef volgens my reëls. En ons as mense is baie lief daarvoor om tyd te spandeer, te eet saam met mense wat ons goed laat lyk en goed laat voel. Ons doen dit. En die Here vra regtige opoffering in daai spasie. Sit neer jou maatstaf in jou klipbord. Hou check. As iemand iets reg of verkeerd doen. Jesus kom staan teen dit. Ek sluit af met 'n laaste vers, Galasiërs 2 vers 11. Nou die eerste gedeelte van Galasiërs 2 praat Paulus en hy praat oor hierdie menslike aansien, hierdie mense met status en geld en mense kyk op na hulle en as jy raad nodig het dan gaan jy na hulle toe want hulle is die gesiene mense in die gemeenskap. En hy praat hard en hy sê die Here worry niks oor daai aansien nie, niks. Gebruik hy dit? Verseker. Maar die Here sien nie jou aansien en hy dink vir een of ander rede, daai persoon is nou beter as hierdie persoon, want hy, ek weet nie, is beter. Ek verstaan dit nie eers 100% nie. En so Paulus praat hard en hy sê, die aansien maak nie saak nie. Wie jy dink jy is, maak nie saak nie. Hoe ook al jy jouself verhef bo ander mense, of selfs ander mense verhef bo jouself op grond van hierdie wette en reëls op reëls op reëls op reëls. Daai goed maak nie saak nie. Op 'n stadium, op 'n ander plek skryf Paulus dat daar is nie meer Griek of Jood of heiden of man of vrou of niks nie. Almal onder Christus, onder die Vader, onder submission onder die Here is gelyk.
En daai is veronderstel om dan liefde vir ons makliker te maak. Kos jou niks om nice te wees met 'n waiter nie. Dit kos jou niks om 'n persoon te gaan aflaai wat dit dalk nodig het nie. En ons kan 'n baie lang lys van praktiese goed noem, van wat ons kan doen, hoe ons hierdie liefde uitleef. Maar wat ons, as daar een ding is wat ons weet van God se karakter, is dat hy kyk na die hart. En die hart waarmee jy daai goed doen, maak saak. En so in hierdie storie is daar een of ander, kom ons noem dit maar 'n konferensie waar 'n klomp kerkleiers in die vroeë kerk net na Jesus opgevaar het hemel toe. Maar nou moet hierdie kerkleiers bymekaar kom. En so deel van hierdie bymekaar koms is daar Christene wat heidene was voorheen, en dan is daar Christene wat Jode was voorheen. En so in hierdie storie lees ons dat daar nog steeds iets is in die Jode se hart rondom ons is beter as die heidene, ongeag of ons nou almal Christen is. En dis waar hierdie storie gaan. Toe Petrus was ook 'n groot leier daai tyd in die kerk. Toe Petrus na Antiochië gekom het ek hom openlik teëgestaan. En dis Paulus wat nou praat. Het ek hom openlik teengestaan omdat hy verkeerd was. Voordat daar mense van Jakobus, dis nou Jesus se halfboetie, voordat daar mense van Jakobus afgekom het, wat ook 'n kerkleier was, het hy saam met die heidene geëet. Maar nadat die Joodse Christene, nadat hulle gekom het hy hom onttrek en tydens etes eenkant gehou, omdat hy bang was vir wat die Joodse Christene sou sê. Dis Petrus, julle. Dis die ou wat op water geloop het toe Jesus hom geroep het. En daar's hierdie ding wat opstaan in hom, hy het vir homself 'n reël in sy hart gebou. 'n Wet. En nou tree hy op volgens dit. En hoor wat gebeur. Daarop het ander Joodse Christene hom gevolg en selfs Barnabas, wat 'n massive leier was in die kerk in daai tyd. Groot pioneer, veral vir die evangelie wat na heidene toe uitgegaan het. Het selfs Barnabas het hom deur hulle skynheiligheid laat saamsleep. Toe ek, dis Paulus, toe ek egter sien dat hulle optrede nie strook met die waarheid van die goeie nuus nie, het ek voor almal vir Petrus gesê, hoe kan jy, wat 'n Jood is, wat egter nie meer Joods lewe nie, die nie-Jode dwing om Jode te wees nie? Paulus verstaan hierdie hart van Jesus. Hierdie hoogmoed, hierdie projeksie, hierdie eksklusiwiteit, wat kom omdat ek 'n wet in my hart gemaak het, 'n reël in my hart vasgestel het, dat dit is die standaard. Dis nie wat Jesus gesê het nie. Petrus was seker by toe Jesus gesê het, jy moet God lief hê met alles in jou en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Petrus was seker by. En hierdie wet maak van hom 'n akteur. Sodat hy mooi lyk voor mense. Maar in sy hart, ek glo, in sy hart sit hy met 'n stoei, 'n ongemak. En die roep vir my en jou, is sit neer jou maatstaf. Breek hom. Sit neer jou klipbord. Hou op na mense kyk en sê, dis hoe aanbidding moet lyk. Hulle steek nie hulle hande hoog genoeg op nie. Of, hoekom steek daai mense hulle hande op? Hulle moenie dit doen nie. Jy moet stil sit in die kerk en jy moet bang wees vir die dominee. Ons moet ophou met ons reëls, julle.
Dalk nie julle nie, julle doen dit great. Miskien moet ons met Middelburg praat, ek weet nie. Ons moet ophou. Want dis net, hoor wat ek sê, dis net in daai liefde, in daai opoffering, wat mense begin verander. Wat mense begin verstaan wat die genade van die Here is. Nie in jou reëls nie. Vir jouself of vir mense nie. Jesus het die wet kom vervul sodat dit eenvoudig is. Want dit is nie meer reëls in my sitkamer wat ek op 'n muur skryf nie. Dis 'n persoon en ek ken hierdie persoon. As ek nie doen nie, het ek die voorreg ten minste om hom te ken. En my beginpunt is waar hy is. En ek kan vanuit daai plek uit kan ek in die wêreld inbeweeg en ek kan gaan lief hê en ek kan gaan dien en ek kan mense help. En wanneer ek faal en wanneer ek dit nie reg doen nie, kan ek teruggaan na hom toe, na 'n veilige plek toe. En dan weer uit daai plek uit kan ek beweeg en die Here dien en mense lief hê. En ons moet ook mooi verstaan, hier is nie 'n verskoning om mense te los dat hulle doen wat hulle wil nie. Genade is krag. Liefde en genade is krag. Dis nie net vryspraak nie. As daai liefde en daai genade jou en of die mense rondom jou nie verander om meer soos Jesus te lyk nie, dan is dit nie daai liefde of daai genade wat die Here vir ons het nie. Maar is baie meer liefde en genade wat die wêreld gaan verander. Wat jou besigheid gaan verander. Wat jou gesin gaan verander. Wat jou familie gaan verander. Wat jou verhoudings gaan herstel. Wat jou gaan hoop gee vir die toekoms. Wat jou gaan opgewonde maak in die begin van 'n maandag. Julle, 'n maandag. Die Here kan jou opgewonde maak oor 'n maandag. Glo dit of nie? Dis daai liefde en genade wat ons trek om te wees soos Jesus wil en ons moet wees. En ons in ons menslikheid gaan altyd kortskiet daarvan, altyd. Ek kan nie my eie wette nakom nie. Want ek het wette vir myself en dan kom ek dit nie na nie en dan raak ek kwaad en dan haal ek my frustrasie op my vrou uit en dan vra sy vir my, wat gaan aan? En dan moet ek dink, yes, ek het dit gemis. Die Here gee my vrede. Die Here bepaal my identiteit. Die Here is net so lief vir daai ou wat ek nie van hou nie, as wat hy vir my is. En so dis ons roep uit hierdie reeks uit, 1 ster Paasfees, is dat hierdie storie van Jesus wat aarde toe kom, doodgaan in my en jou plek, waar ons dit verdien, opstaan uit die dood uit, sodat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed. Hierdie storie kry skade op grond van ons wat dit mis. Hierdie storie is die storie wat vir die res van tyd, tot ons by hom is, die enigste ding gaan wees wat mense verander, wat jou verander. Nie jou vermoëns of hoe meer gedissiplineerd jy as iemand anders is nie. Ja, daai goed's great. Wees dit. Gaan oefen, eet gesond. Hou aan daai maar dis net die Here wat ons nader aan hom kan trek, wat jou nader kan trek. Nie jou vermoëns nie, nie jou reëls nie, nie hoe goed jy by dit kan bly nie. En wanneer ons hierdie beginsel goed uitleef, liefde en genade wat Jesus vir my wys, kan ek na mense toe vat en ek kan dit vir hulle wys. Dan word die 1 ster Paasfees 'n 5 ster Paasfees.
dan begin die storie weer sy gewig dra. Dan begin hierdie waarheid weer groei in mense se harte en hulle begin ernstig opvat dit wat die Here oor hulle roep. 'n Geheime plek. Mense begin weer uitsien na dit. Laaste ding wat ek gaan sê, nou gaan ek afsluit. Dit is vir my so interessant om te sien reg oor die wêreld, veral Amerika, want hulle is baie loud vir een of ander rede. Maar jy sien mense, en ongelukkig nou my generasie en jonger, sien jy mense wat vir een of ander rede baie met hulle stem, baie hard opstaan vir reg en verkeerd. Wat hulle dink reg en verkeerd is. En ek weet nie of jy dit sien nie, maar die oomblik wanneer 'n mens onderskei tussen reg en verkeerd en dit probeer afdwing op mense, is dit nooit mooi nie, né? Dis nooit 'n great experience vir almal nie. En hulle is loud en hulle sê julle moet dit doen en ons moet dit doen en ons moet jou plastiek en jou papier skei want die aarde brand. En hulle probeer die wêreld red, maar hulle kan nie hulle bed opmaak nie. Ons probeer kyk na wat fout is met die wêreld, maar ek kan nie my vrou lief hê nie, of my man lief hê nie. Ons soek fout by die wêreld, maar my kinders ken nie die Here nie. Wanneer ons dan binne toe kyk en daai vraag vra, Here, hoe beweeg ek meer in U wil? Is dit nie om te kyk hoe goed ek die reëls volg nie. Dis om te bepaal, beleef ek die liefde en die genade van die Here? En as ek nie doen nie, dan moet ek 'n vraag vra. Want wanneer ek bid en ek sê, Here, U voel ver, is dit nie omdat hy ver is nie, dis omdat ek wegloop. Dis omdat my gedagtes en my prentjie, my perspektief, my wegdruk van die Here af. En ons onderwerp onsself aan die ek wys nou na my iPad toe, maar die Bybel, okay? Ons onderwerp onsself onder die woord van God. Nie wat ek bepaal reg en verkeerd is nie. Nie hoe ek ander mense meet volgens hulle liefde en hulle genade, nee. Is my bed opgemaak. Ken ek die Here? Ken my gesin die Here? Uit daai plek uit vloei die liefde en die genade. En die verandering in die wêreld, in jou vriendekringe, by jou werk, by jou besigheid, vloei uit daai plek uit. Maar ons moet weet wie ons is. En so dis ons roep. Kan ons dit doen? Kan Invloed Kerk 'n plek wees waar ons dit doen, waar ons die storie van Paasfees vertel? Baie keer vier ons net Paasfees hierdie tyd van die jaar en dan vergeet ons daarvan tot volgende jaar. Dis vir een of ander rede is Paasfees annual Christendag. We gaan almal kerk toe. Kan ons dit net weer 5 ster maak? Waar dit iets beteken? Waar daai liefde en daai genade uitvloei uit wie ons is, want ek's veilig by die Here en ek spandeer tyd daar. En dan wanneer ek mense liefhet, dan sit uit daai plek uit. Dis nie sodat ek soontoe werk om dit te verdien nie. Ons speel cricket in die parkie. Want daar's vryheid daar. En ek hoef dit nie gecompliseerd te maak nie. Ek gaan nie ruitte uitslaan daar nie. Kom ons bid. Here, vergewe ons waar ons dit baie keer mis. Here, waar ons dink dat verhouding met U en teenwoordigheid by U is iets waarna toe ons werk om te verdien, Here.
Vader, maar dankie dat dit nie U plan was, toe U seun gestuur het nie. En ons weer die voorhangsel het geskeur. Daai gordyn is oop, dit beteken enigiemand kan inkyk. En U teenwoordigheid beleef. In beweeg met boldness. Ja sê vir U. En dat U liefde en U genade ons verander. En dat ons daai goed uitleef, niks anders nie. Here, help ons om dit te doen. Geef ons opportunities om dit te doen, Here, geleenthede waar ons hierdie meer leer en verstaan. Here, dat hoogmoed nie ons deel sal wees nie. Dat ons sal ophou projekteer op mense. Dat ons nie in 'n plek en in 'n spasie in beweeg van eksklusiwiteit, waar ons ander mense uitsluit want ons dink ons is beter nie. Here, dat hierdie wette wat ons vir onsself skryf op ons harte, dat dit ons nie dryf na daai goed toe nie. Here, dankie dat ons beginpunt altyd U liefde is, en U teenwoordigheid, en U genade. Ons eer Here vir alles wat U vir ons doen. Vergewe ons as ons dit op miskyk, Here. Ons dankie vir U goedheid, Here. Seën ons tyd verder waar ons nou gaan kuier. Word verheerlik in dit, Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Daar is heerlike koffie daar buite. Onthou as jy hier is vir die heel eerste keer, jy kry verniet pannekoek. So gaan haal jou pannekoek. Ons wil 'n bietjie met jou gesels en dan sien ons julle volgende week. Baie dankie.